besig is om te gebeur, en ek wil graag vir u verduidelik, en ek gaan die foto gebruik om sekere dinge vir u daaroor te verduidelik. Terwyl ek so blaai, het ek so gedink aan daardie vers wat Paulus gesê het in 1 Korintiërs, as hy daarby kom, dan kan jy na daai vers ook kyk, ek wil dit graag weer lees in 1 Korintiërs 1, waar sit my boodskap vanmôre thema moet gee, dan sal ek graag my hierdie vers lees in 1 Korintiërs 1 vers 17 en 18 en sê, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die evangelie is wonderlik. So ek wil graag vanmôre, ja, daar is soveel dinge wat ek vir u graag wil wys, maar ek wil graag hierdie skets vat en ek wil Matteus 27 vir u lees. En ek gaan nou 'n paar dinge hier vir jou noem en ek gaan dit weer vir jou noem sodat dit kan vaslaan. In Matteus 27 vanaf vers 32 lees ek hierdie woorde. En toe hulle uitgegaan het, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. Het jy al gewonder hoekom? En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken plek van die hoofskedel. En vir hom asyn met gal gemeng, gegee om te drink, en toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word, wat deur die profeet gespreek is, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak, en bokant sy hoof het hulle sy beskuldigings in skrif opgestel. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Ek wil dit graag vir julle ietsie verduidelik. Op hierdie stadium, tot en met hierdie gebeurtenis, het 18 ure verloop. Ek gaan dit nou vir u wys. So Jesus is op hierdie stadium, was hy gegeesel gewees. Hy was mishandel, gaan lees Jesaja 53. Hy was so uit mekaar uitgeslaan gewees. En toe hy nou by Golgotha kom, toe moes hulle net ter wille van wie hy is. Daar was 3 kruise en die omstanders wat daar geloop het almal gewonder, wie is hierdie man? Wie sal hy wees? En toe gaan hulle nou na Pilatus toe sê hulle, sit net bo aan die kruis, daar net 'n bordjie, wie is hy? Daar die omstanders en ander wat daar verbyloop, daar in Jerusalem net sal weet, dit is daarom Jesus. So by Jesaja 53 sê hy so misvormd gewees. En toe het hulle daar die opskrif bokant sy kruis aangebring. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant, en die verbygangers het hom gesmaak terwyl hulle hoofde skud en gesê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As jy die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerders en ouderlinge gespot en gesê, as ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie, as hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. Is dit nie interessant? Dis die duiwelse taktiek. Onthou altyd, hierdie taktiek gebruik die duiwel nog deur al die jare. Hy het nooit gesê, kom op nie, hy sê altyd, kom af. Sou hulle hom geglo het as hy afgekom het? Hulle sê nou hom geglo het nie, maar dis die taktiek van die duiwel. Hy sal altyd sê, kom af hierheen. In Delilah, in Samson se geval, die Bybel sê, gaan lees dit daarso in Rigters, hoeveel keer, in 1 hoofstuk, hierdie woordjie, en Samson het afgegaan. Wanneer 'n mens die woordjie afgegaan, of hierdie lees afkom, dan wys dit jy het alreeds die eerste trappie afwaarts gegee. En dis wat die duiwel wou gehad het. As Jesus van die kruis kon afkom, kon hy nie die, en hy sou ook nie die redder van die wêreld gewees het, en hy het geweet, hier's 'n geveg aan die gang, op Golgotha. Hier's 'n geveg, tussen lig en duisternis, kom af.
Vers 43 sê, hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het. Want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. En nou kyk nou mooi, wat sê die Bybel? En kyk nou wat sê hierdie skets. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur. So dit is van 12 uur in ons tyd, daar het duisternis gekom van 12 uur tot 3 uur die middag. En is in hierdie oomblikke wat ek vir u sê, en ek gaan nou vir u verduidelik wat hier gebeur het, tot die son het gesê, ek kan hierdie toneel nie verder aanskou nie. Sien, is daai oomblik wat God sy gesig weggedraai het van Golgotha. En dis in hierdie oomblik, kyk nou mooi, ek wil vir jou 2 dinge wys, toe Jesus, hy is 9 uur die môre, het hulle hom aan die kruis vasgespijker, hy het vir 6 ure het hy daar gehang, en van 9 tot 12 het hy kruiswoorde gespreek, wat ek nou vir jou gaan wys, maar daai deel, daai wit gedeelte daar, wil ek vir jou sê, het God met die sondes van die wêreld gehandel. Al die dade van die wêreld, van die mensdom, het God met jou en my sondes gehandel. Hierdie deel van 12 tot 3, het God met die innerlike, die oorsprong, dit waarmee ek en jy gebore is, erfsonde, inwonende sonde, dit soos wat ons dit wil noem, die eie ek, net so, het God gekom. Hy het nie net gekom om vir my daarvan te kom verlos nie. Hy het daar gekom sodat ek en jy oorwinning oor sonde kan. Is nie wonderlik nie. Dis die boodskap van die kruis. As hy net gekom het om my sondes weg te was, wat 'n hoop het ek gehad. So hy het gekom om 'n volle verlossing vir jou en my te kom bewerkstellig. Is dit wonderlik, vriende? 'n geweldige boodskap, die boodskap van die kruis. Ek wil net vir die 'n paar foto's wys. Ek kan my Bybel daar ooplos en ek gaan weer terug 'n bietjie soontoe. Ek wil net vir jy 'n bietjie baie mooi verduidelik. As mense 'n prentjie kry wat daai dag gebeur het, hoe lyk Golgotha? As jy daai voorstelling in jou gedagtewêreld het, dan is dit baie keer makliker om die kruisiging te verstaan. Nou die hemel Golgotha was in die vorm van 'n kopbeen gewees. Jy sal sien een van die evangelies praat ook van die hoofskedel. Hy word ook genoem hoofskedel. So daai koppie, daai wat jy daar so sien, was in die vorm van 'n kopbeen en wat vir hulle verwys ook na 'n kopbeen. En daai dag op Golgotha was daar 2 rowers wat saam met Jesus gekruisig is. Daar was baie kruisigings wat plaasgevind het op Golgotha, maar daardie dag, daai spesifieke dag, sien die Bybel was daar net 3 gewees. Een aan die linkerkant en een aan die regterkant en Jesus in die middel. So ek wil net deur hierdie foto's en daar is die prentjie wat jy nou kan sien. So die hele, kan ek die woordjie gebruik en ek sal dit verskoon, dis nou nie goeie kanseltaal nie. Die hele spotlight het daai dag op hierdie middelste kruis dan ook geval. Ek wil net eers dit sê voordat ek by 'n illustrasie of by 'n verhaal kom. Niemand kan ooit by die kruis van die Here Jesus gaan staan. Ek wil so ver gaan, niemand van ons kan selfs hierdie kruisverhale lees in die 4 evangelies en sien wat daar gebeur het en in ons geloofs oor luister wat daar gebeur het en ooit weer dieselfde daar weggaan. Daardie dag, al die omstanders wat om daai kruis was, al het hulle gespot met Jesus, het hulle anders daar weggegaan, want hulle het agtergekom, hierdie man wat hier hang is nie 'n gewone mens nie. Hy is die seun van God. Vriend en vyand was daardie dag geroer gewees deur dit wat hulle gesien het. Die gesindheid wat hierdie man aan 'n kruishout geopenbaar het. En die boodskap van die kruis, dis hoekom Paulus sê, dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. As jy wil hê jou lewe moet verander, dan wil ek vanmôre vir jou sê, die boodskap van die kruis het vanmôre in 2026 nog steeds 'n lewensveranderende krag en effek op jou en my lewe. As ons net die Here toelaat
As ons net daar waar ons vanmôre sit en ek wil dit graag hê, jy moet daar sit en jou krinkie so om die trek en sê vanmôre, Here, dat die effek van die kruis van Jesus ook 'n effek op my lewe sal hê. In 1870 tot 1873, hierdie man het 3 jaar aan hierdie skildery gewerk, Thomas Hunt. En hierdie skildery se naam is The Shadow of Death. Is 'n treffende skildery, jy kan dit gaan naslaan en 'n bietjie gaan oplees. Dit was 'n voorstelling van die Here Jesus wat hy gedoen het, toe die Here Jesus 'n jong seun in die skrynwerkerswinkel van sy pa was, daar in Nasaret. En hy het Jesus geskilder waar hy by die venster gestaan het, voor 'n oop venster gestaan het, en waar Jesus buitentoe kyk, met sy hande weerskante teen die mure van daardie venster. En ewe skielik, daar is die skildery, en ewe skielik het die lig van hierdie kant af ingeskyn en na agter geskyn, en agter hom was daardie kruisvormige skaduwee gewees. The Shadow of Death. En ek wil vanmôre vir u sê, kyk 'n bietjie hier van die krib tot die kruis. Daar speel die Here Jesus, en die skaduwee van hom het 'n skaduwee van die kruis agter hom. En oor sy lewe van 33 jaar het hierdie skaduwee van die kruis en van die dood oor hom gehang. En hierdie skaduwee het Jesus oralste gevolg in hierdie 33 jaar. Terwyl Jesus op aarde was, waar hy rondbeweeg het, waar hy wonderwerke gedoen het, waar hy gekom het, was hy altyd bewus daarvan dat hy eendag sou moet sterwe. Ek wil 'n paar verse vir u noem, om dit vir u te staaf. Ek lees by die eerste bruilof te Kana in Johannes 2 vers 4, toe Jesus daar kom en terwyl die skare vrolik was, en dis 'n bruilof en almal in daardie gesindheid was, sê Jesus ewe skielik hierdie woorde vir die bruilofgaste. Hy sê, my uur het nog nie gekom nie. Hy verwys dat daar 'n skaduwee oor my, die skaduwee van die dood, die skaduwee van die kruis is oor my, maar my uur het nog nie gekom nie. Hy kom by Johannes 3 by Nikodemus. En daardie dag wat Nikodemus by hom kom en met hom begin praat oor hierdie belangrike saak, naamlik wedergeboorte, kom Jesus en hy sê vir Nikodemus hierdie woorde, hy sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van God, die seun van die mens ook verhoog word. Waarna verwys hy? Hy verwys na die kruis. Hy sê die seun van die mens moet nog verhoog word. Die skaduwee van die kruis was gedurig oor die Here Jesus gewees. Toe hy met sy disippels gepraat het, en daar by die berg van verheerliking, Matteus 20, toe vra Jesus vir hulle wil almal hier gehad het, hulle moet daar hutte bou en hulle moet daar bly. En toe vra Jesus op 'n stadium vir hulle net hierdie vraag. Hy sê, kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Nou hierdie doop is nou nie water nie, vriende, hierdie is vereenselwiging met die doop. Hy vra met die dood. Hy sê, sal julle hierdie beker kan drink wat op my wag? Hierdie beker van Getsemane, sien julle kans om hierdie beker van sonde te drink en julle daarmee kan vereenselwig soos wat ek kan? Weet jy wat was die disippels se antwoord? Ja, hulle kan. Maar toe die werklikheid van hierdie skaduwee oor Jesus en oor die disippels val, toe hardop al die disippels sy vriende weg. En daardie skaduwee van die dood het so oor Jesus gehang. En die Bybel sê daar het 'n oomblik aangebreek, wat hierdie werklikheid vir hom, hierdie dinge vir hom 'n werklikheid, hierdie skaduwee vir hom 'n werklikheid geword het. En ek wil dit vir u wys. Kyk wat het alles gebeur. Hy was maar 33 jaar oud gewees, toe dit vir hom 'n werklikheid geword het. Hy het geweet toe hy gebore is, hy het sy aangesig kruiswaarts geplaas, en hy het geweet, dis my doel, hoekom ek na hierdie aarde moet kom. Ek gaan kom vir die sonde van die wêreld. Ek gaan aan 'n kruishout sterwe, en op 33-jarige ouderdom te word vir hom 'n werklikheid. Ek wil jou so 'n bietjie verder terugneem. Ek wil 'n bietjie vir jou beskryf 18 ure
wat alles plaasgevind het voor Golgotha. Voordat Jezus 9 uur die môre aan 'n kruishout op Golgotha vasgespijker is. Ek gaan dit vir jou noem van Getsemane tot op Golgotha, daar die 18 ure. Wat het gebeur? Ek gaan jou beskryf van Getsemane af. Is Jezus in daardie gebedsstryd. Hy is daar saam met sy disippels. Jy moet dit gaan lees. Ek wil vanmôre vir u sê, jy moet in hierdie naweek dit gaan lees. Baie geestelike waarhede. Jezus kom in Getsemane aan. En op daai stadium is daar 11 disippels en hy vat sy disippels. Hy sê vir hulle, kom ek deel julle op. Hy sê 8 van julle bly hier by die hek. En 3 van julle gaan saam met my. En dan sê die Bybel, en Jezus het later alleen dieper gegaan. Net deur daai posisies waar die Here sy disippels ingedeel het, is alleen 'n boodskap. Jezus het geweet wie hy kan vertrou met hierdie stryd. En hy het ook geweet dat Petrus en Johannes en Jakobus sal nie saam met hom kan sterf nie. Hy gaan hulle ook een kant los, want hy moet alleen sonde word. En ek wil vanmôre vir u sê, as die Heilige Gees moet kom en hy moet hierdie groep vanmôre ook in posisie sekere plekke neersit in die tuin van Getsemane. Kyk mooi, die grootste groep was by die hek gewees. Ons noem hulle draadsitters. Gaan kyk wie sit die Here Jesus by die begin van Getsemane by die hek. Weet jy hoe 'n draadsitter in sy geestelike lewe? Een oomblik, dan dien hulle die Here. En een oomblik, dan gaan hulle saam met die Here. Die volgende oomblik, net, hoor mooi, daar's 'n grens tussen hom en die wêreld. En die ander oomblik, dan dien hy die wêreld. Hy praat net soos, die Here sit die grootste groep, 8 mense, sit hy daar. Hy sê, bly net hier. Saam wat hy sê. Hy sê, sit net hier, bly stil. Dis die opdrag wat Jesus vir hulle gee. Bly stil, moenie praat nie, want die wêreld gaan gou agterkom, daar's fout. Bly hierso. Hy vat 3 bietjie dieper saam met hom. En hy sê, ek wil vir julle vra, daar's 'n geweldige stryd in my hart. Die werklikheid van die dood, die werklikheid van die kruis het vir my so 'n realiteit geword. Bid saam met my, waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder dieper ingegaan. En daai oomblik breek aan dat hy daai beker vat en hy bid hierdie woorde. Kyk wat bid hy hierdie woord. Hy sê, my Vader, as dit moontlik is. Hy kyk in daai beker in. Hy sien Johan Botma se sondes. Hy sien die wêreld se sondes. Hy sien sonde op die naam. Hy is die sondelose seun van God. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy wat nie sonde geken het nie. Hy het nie sonde geken nie. Hy kom uit die hemel uit. Hy is die seun van God. Vader. My Vader, as dit u wil is, ek ken nie sonde nie. Laat hierdie beker by my verbygaan. Nie my wil nie, maar u wil geskied. Hy het dit telke male gebid. En later toe hy dit nie kon nie, toe sê hy, wat is die doel? Ek het gekom om die wil van my Vader te kom doen. En hy vat daai beker en hy vat daai eerste slukkie, hoor gou mooi. En hy word dit wat in daai beker is. Hy word 'n sondaar. Hy vereenselwig hom met daai sonde. Geen wonder dat hy gebid het, Vader, as dit u wil is. En daar gaan die verhaal aan. En in daardie tuin, ewe skielik kom Judas die Iskariot op die toneel. En hy het met die owerpriesters en die skrifgeleerdes het hy ooreengekom, ek sal hom met 'n soen verraai. En hy kom deurgestap deur die tuin. Interessant daarom dat hy geweet het waar om Jesus te kry. Hy was bekend met daai posisie waar die Here Jesus gebid het. Hy stap by die hek in, hy stap by die 8 wat aan die slaap geraak het, stap hy verby. Hoor gou mooi. As Judas vir daai 8 moes gevra, waar dink jy is Jesus? Weet jy hoe werk daai 8, die groep wat daai 8 voorstel? Hulle het so gesê, hy is hier iewerste. Altyd vaag oor die Here Jesus. Maar Judas stap by hulle verby en hy kom daar en hy kom staan voor Jesus. Die een wat ek soen. Hoe moet julle gevange neem? Hy het Jesus daar weggelei uit die tuin uit, een onregverdige verhoor na die ander. Hulle het hom eers na die Joodse raad geneem, na Annas toe. Kajafas, toe het hulle hom na Pilatus toe gestuur en van Pilatus af terug na Herodes.
En omdat Herodes nie die besluit wou neem, toe stuur hy hom terug na Pilatus toe. En daardie nag, al hierdie dinge wat plaasvind. En hulle het Jesus gaan blinddoek. En hulle het hom met stokke geslaan. Hulle het sy baard uitgepluk, op hom gespuug en met die vuis geslaan. Dan hierdie woord. Hulle het hom gegeesel. Daar wys dit. Hulle het hom met hierdie geslaan. 39 houe, daar's hom. Gewoonlik word die persoon vasgemaak met sy hande. Kyk hoe lekker kry hulle, kyk hoe daai smaat op hulle gesig. Hulle kry lekker, hulle het hom gegeesel, sê die Bybel. Hulle het hom 'n purper kleed oorgegooi. Eers was die koning, eers was 'n koning. En het hom weggelei om gekruisig te word. 18 uur het verloop, vandat hulle Jesus in die tuin gekry het, en totdat hulle hom weggelei het na Golgotha toe. En daar die hele proses het die volk hom verwerp. Sy eie vriende, die disippels, het hom verlaat, weghardloop. Dan sê die Bybel hierdie woorde, en hulle het hom gedwing. Hy was so moeg op daai stadium, hy het al soveel bloed verloor. Hulle het hom gedwing om sy kruis op te neem. En na Jerusalem, na Golgotha te stap, buitekant. Golgotha is buitekant Jerusalem, na die heuwel Golgotha, om daar gekruisig te word. Ek probeer maar vir jou 'n prentjie gee in jou gedagtes, wat daar die dag gebeur het. Hulle het hom gedwing, en toe het hulle Simon van Sirene gekry om te sê, kom help met hierdie arme man, om sy kruis te dra na Golgotha. Dit is die dinge wat 18 ure vooraf plaasgevind het. Ek wil graag vir jou wys, 6 moordende ure het Jesus aan die kruis op Golgotha, het hy daar gehang. 9 uur die môre tot 3 uur die middag. En toe het hy van die kruis af, in daai 6 ure, het hy 7 keer van die kruis af gepraat. Ek wil dit graag vir jou wys. En daai wat hy gepraat het, sy mond oopgemaak het. Die eerste woord was nie 'n woord van vervloeking gewees nie. Was nie 'n woord om iemand terug te kry nie. Nee. Gaan nou vir u wys. Daai woorde wat hy gepraat het, word verwys na die 7 kruiswoorde van 9 uur tot 3 uur die middag het hy 7 keer gepraat. En daai 7 kruiswoorde, daar sê, gaan vir jou gou die 7 wys, word in 2 groepe verdeel. Die eerste 3 het hy met ander gepraat, kyk gou daar. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 9 uur die môre toe Jesus daar hang, die eerste woorde wat hy uiter, in daardie toestand waar hy homself bevind, sê hy hierdie woorde, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kan ek jou 'n paar vrae vra? Ek hoop ek kom daarby uit vanmôre, om dit te beantwoord. Het hulle regtig nie geweet wat hulle doen nie? Het hulle regtig geweet wat hulle nie doen nie? Die tweede vraag is, het God daai gebed van Jesus beantwoord? Want hy sê, Vader, vergeef hulle. Geef hulle vergifnis. Vergewe hulle sondes wat hulle doen. Het daai gebed ooit waarheid geword? Vra wat mense jouself vra as jy hierdie dinge lees, nee. Toe praat hy die tweede keer. En hy sê hierdie woorde vir daardie rower aan die kruis. Hierdie rower was so ver gewees as hulle die kruis so, hy was in bereik van Jesus. Hy het gehoor hoe die ander een spot. Hy spot daar by rusbom. En hy kyk na Jesus. Hy draai so, hy kyk na Jesus. Hy trek hom nog 'n bietjie meer vorentoe, hy kyk na hierdie man. Dis die verlosser wat hier hang. En hy sê vir die Here Jesus, dink aan my wanneer u in die paradys kom. En Jesus sê vir hom hierdie woorde. Die tweede woord wat Jesus van die kruis af geuiter het, was hierdie woorde aan hierdie persoon, sterwende moordenaar aan die kruis. Voorwaar, ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys is. Vanaand as ek daar is,
ek gee vir jou daai waarborg, dat jy saam met my in die paradys sal wees. Vriende, hierdie is 'n groot waarheid. Ek wil my gou hier in die rede val. Dink daai oomblik, toe Jesus in die hemel instap. Hy het gesê, voorwaar, vandag, nie môre nie, vandag, as ek my asem uitblaas, sal jy saam met my daar wees. Met ander woorde, as jy jou asem uitblaas, sien wat is vergifnis. Wanneer jy dit opreg bedoel, maar kyk nou mooi wat gebeur hier. Hier kom Jesus in die hemel ingestap. O, hy het die oorwinning bewerkstellig. En ek hoor hoe die engele hom toesing, U is waardig om die boek te neem. Raai wie tweede ingestap? Raai wie was die tweede persoon wat in die hemele ingestap het? Hier kom hier die moordenaar. Hy is tot die dood veroordeel. Hier kom hier die moordenaar. En hy is die tweede persoon wat in die hemel ingestap kom, want Jesus het dit beloof, vandag sal jy saam met my in die paradys. Is dit nie wonderlik nie? O, hierdie man stel voor, maak nie saak wie is nie, maak nie saak wat jou sonde is nie. As Jesus vir jou daai versekering gegee het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, dan bedoel hy dit. Dan sal jy jou oë by hom oopmaak, is wonderlik. Daar is die derde woord wat Jesus gepraat het. Hy praat met ander. Let mooi op wat hy doen nie. Hy sê, hy kyk na Maria, en hy kyk na Johannes, groot waarheid hierin, hy sê, vrou, daar is jou seun. En hy sê vir Johannes, daar is jou moeder. Daar die 3. En hy verwys met die kruiswoord na die eerste 3 en na die laaste 4. En nou hier kom die 4de ene. En toe dit donker word op Golgotha, pikdonker. Die son draai sy kop weg, die maan pikgiedonker van 12 uur tot 3 uur die middag. Toe roep Jesus uit, my God, waarom het U my verlaat? Jy sien, dis wat sonde doen. Sonde bring skeiding tussen God en mens. En in daardie oomblikke hoor ek in my geloofsore hoe die kruis op Golgotha kraak. Dis die oomblik toe God die vuur van die hemel stuur om met die sonde van die wêreld af te handel en al wat hy hoor, my God, waarom? Waarom het U my verlaat? Alleenheid. Jy sien, sonde bring skeiding, daar's 'n skeidsmuur, sê die Bybel. En jy kan maar enige sondaar vra wat met sonde besig is, hy sal altyd sê, dit voel asof God ver is. Daai oomblik het Jesus gevoel, waar is my God? Waar is God? Hy los my dan nou alleen, hy het my beloof, hy sal altyd by my wees. Dis die oomblik toe God met die sondes van hierdie wêreld afgereken het. Daar's die volgende ene. Hy sê hierdie woorde, ek het dors. En toe bring hulle vir hom asyn met gal gemeng. Terwyl daardie mengsel bring, miskien het hulle gesien die geweldige pyn, en toe Jesus dit proe, toe weier hy dit om te drink. Hy wou nie verdowing gehad het nie. Hy wou die pyn, moes hy beleef. Hy wou dit, hy het dit geweier. Hy sê, die Bybel sê, hy wou dit nie drink nie. Daar is die volgende, toe sê hierdie woorde, dit is volbring. Nou wil ek vir u iets vertel. Tot en met hierdie oomblik, die skrifverklaarders sê, dat Jesus het gewag tot daai oomblik. Tussen 3 tot 400 Oud-testamentiese profesieë het Jesus gewag om tot in vervulling te kom, toe sê hierdie woorde, dit is volbring. Al die offers van die Ou Testament, elke offer wat gebring was, selfs daardie offer wat die Jode daai middag sou gebring het, 3 uur die middag, soos daai op Paaslammetjie, Jesus het gewag dat al hierdie profesie in vervulling moes kom, toe roep hy hierdie woord uit, dit is volbring, 'n volmaakte offer. Sien, wonder dat Hebreërs 9 vers 14 sê, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sonde plaas nie. Tetelestai. Dit was 'n oorwinning. Toe hy daai woorde sê, toe was dit nie 'n sagte nie. Dit het so oor Jerusalem met daardie woorde getrek. Tetelestai. Dis 'n oorwinningswoord. O, dit waarvoor my Vader my gestuur het, jy kan dit gaan lees, ek het dit volbring. En dan die laaste een, toe kom hy daar en hy sê, Vader,
tot en met hierdie oomblik was Jesus in die hande van mense gewees. En hy kom hier in hierdie oomblik, die laaste woorde wat hy sê Vader, in u hande gee ek my gees oor. En die Bybel sê Jesus het sy kop laat sak en hy het sy asem uitgeblaas. 7 kruiswoorde op Golgotha. Daar is hy. Ek wil net so 'n bietjie oor hierdie woord. Net so 'n bietjie oor hierdie. Ek wil vir jou ietsie wys. As 'n mens na die oorspronklike taal toe gaan, die Griekse taal. Wat sê die Griekse taal van daai vers? In Afrikaans is dit maar net, en Jesus het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou hierdie gebed was 'n gebed gewees vir sy vervolgers. Hy het gedink aan al hierdie mense wat hulle hom aangedoen het. En Jesus kom en hy sê, Vader, ek wil hê u moet hulle vergewe. Ek wil hê met al hierdie mense wat my gespieg het, almal wat my baard uitgepluk het, almal wat my met stokke geslaan het, ek wil hê u moet hulle vergewe. Dit was die gesindheid van sy hart. Baie interessant. En nou vir jou ietsie wys. Die tweede kruiswoord wat Jesus daar gesê het, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis 'n belofte wat Jesus aan 'n berou, hoor hierdie woord, 'n berouvolle kwaadoener, 'n moordenaar, hy gee hom daai belofte, vandag sal jy saam met my, wat is die vereiste, berouvol? As jy met 'n berouvolle hart hier sit vanmôre in hierdie diens en sê, Here, ek is so jammer. Ek maak deel uit van hierdie wat Jesus se kruisig het, ek is jammer. Dan sal daar altyd vir jou vergifnis is. Daar is die derde kruiswoord, en ek sit dit in rooi waar jy hom kry, en toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat by hom, wat hy lief gehad het, by haar staan, sê Jesus vir sy moeder, daar, 'n vrou, daar is die seun. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Jesus se besorgdheid oor en sy voorsiening vir sy moeder. Vierde kruiswoord, en omtrent die 9de uur het daar 'n groot, Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Daar is hy, dis 'n noodkreet, 'n noodkreet in smartlike oomblikke wat Jesus dit geuiter het. En die 5de een is hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, soos die skrif dit vir hom gesê het, Jesus gesê, dit is dors. Dit is sy geweldige liggaamlike lyding, en dan daar die tweede laaste ene, die triomfantlikheid roep, en die laaste ene gee sy gees oor. Dit is die 7 kruiswoorde. Laat ek net gou vir jou hierdie verduidelik. Wat het Jesus met hierdie woorde bedoel? Dit is my vraag. Terwyl ek my hart voorberei het, hierdie vraag telkens maal na my toe kom, wat het Jesus bedoel? Vader, vergeef hulle. Hier's 3 dinge in hierdie vers, as jy mooi kyk. Vader, vergeef hulle. Let mooi op, wat sê hierdie vers? As jy na die oorspronklike taal toe gaan, die Griekse taal, dan is dit baie duidelik dat Jesus hierdie gebed nie net een keer gebid het. Hy het nie net daar gehang, die eerste keer net gesê, dit was die eerste kruiswoord, toe sê hy sê, Vader vergeef, en terwyl hy daar hang, het hy hierdie gebed oor en oor, het hy hierdie gebed herhaaldelik geuiter. Hy het gedink aan Judas, dit wat daar gebeur het. Hy het gedink aan daardie wat hom daar gevange geneem het, hoe lelik hy met hom was. Vader, ek wil net terug gaan, ek wil vir die vra, vergewe hulle. En al op hierdie pad, ek dink nou aan die Herodes, vergewe hom, hy weet nie wat hy gedoen het nie. Vergewe Pilatus, hy weet nie, oor en oor het Jesus hierdie gebed. Hoor gou mooi, Jesus het gebid, terwyl hy aan die kruis gehang het, wat sou ek en jy gedoen het? As jy daai verhaal lees, sal jy sien, hy het gebid toe hy op Golgotha gekom het, hy het gebid toe hy aan die kruis was, hy het gebid toe die hamerslaaf weer klink, hy het gebid toe die kruis oorent gekom het, toe die skare van tevredenheid gejuig het, oor en oor, Jesus het gebid, hoor hierdie woorde, Vader, U is Vader, ek is die kind, praat van kindskap, seunskap. Ek het probeer naslaan om te sien, is daar iemand wat net kan sê, hoeveel keer het Jesus hierdie gebed gebid? Niemand kan presies sê, hy het dit soveel, maar die Bybel sê, hy het dit oor en oor en oor gebid. Weet jy wat sê dit vir my?
dat Jesus was 'n man van gebed. Ek lees in Lukas 3:21 nie. Hy het sy openbare bediening begin met 'n gebed. Hy het sy bediening met 'n gebed begin. Hier aan die einde van sy lewe sluit hy dit weer af met 'n gebed. Dis nie wonderlik nie. Sê vir my, hoe lyk jou lewe? Hoe lyk my lewe? Kan daar van my gesê word, ek is 'n man van gebed? Hy word geken aan hierdie woordjie gebed. Hy begin en hy eindig sy laaste op die kruis, aan die kruis. Vader, vergeef hulle. Hy was iemand wat gebid het. Hy het nooit, jy sal nie in daai verhaal in een van die evangelies kry, dat daar 'n tipe van selfbejammering in sy stem was. Of dat hy daar neidigheid was nie. Maar weet jy wat sê die skrifverklaarders? Dat hierdie was 'n versoek. Hierdie gebed was 'n versoek gewees. Hoor nou hierdie versoek. Vader, ek wil nie dat u my vervolgers moet straf nie. Hoor nou mooi. Vader, ek wil nie dat u my vervolgers sal straf voordat hulle die evangelie gehoor het. Voordat hulle besef het wat hulle gedoen het. En Vader, voordat hulle 'n regverdige kans gekry het om hulle tot u te bekeer nie. Dit was 'n versoek. Vader, in u hande gee ek my, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Bid hy vir hierdie 3 dinge. Hy rig 'n versoek aan sy Vader. Vader, moet hulle nie straf. Moet hulle nooit eendag hel toe stuur, alvorens hulle nie die evangelie gehoor het. Hoor gou mooi. En ek vanmôre vir jou sê, daar is iemand wat vir jou in die hemele bid. Daar is 'n hoëpriester wat vanmôre vir jou in die hemel bid, met dieselfde versoek. En hy kyk in hierdie oomblikke na die Vader en hy sê, Vader, ek wil vir daardie man in daardie diens bid, ek wil vir daardie vrou in daardie diens kom bid, moet hulle nie straf, moet hulle nooit laat hulle verlore gaan, alvorens hulle nie die evangelie gehoor het. Jy hoor die evangelie? Sal besef het wat jy doen nie. Jy moet besef, as jy nog nooit jou lewe vir die Here gegee het nie, wil ek dit vanmôre vir jou sê, en ek gaan dit vir jou wys, Hebreërs 6 vers 6, jy's besig om Jesus opnuut te kruisig, elke dag deur sonde doen, kruisig ek en jy Jesus opnuut, maar die daardie ene, om 'n kans te kry, dat hy of sy gered kan word nie. Ek wil net dit vir jou wys, kyk die woorde waarmee hy begin, hy gebruik die woordjie Vader. Hy begin met die woordjie Vader. Wonderlike verhouding tussen hom en God gewees. Met soveel vertroue in sy Vader. Vader, ek wil nou vir u vra. U is hierdie regverdige God. U is die een wat sonde straf. Dis hoekom ek aarde toe kom, maar Vader, ek wil dit vir u vra. Hoor jy dit? Sien jy hierdie verhouding tussen hom en sy Vader? O, Jesus weet, ek praat met hom wat bekend staan as die hoorder van gebed. God is die hoorder van gebed, hy staan so bekend. Hy het hierdie sterk geloof in sy Vader. O, my Vader gaan my nie steek laat nie. Ten spyte dat ek deur hierdie moeilike tyd en omstandighede gaan, hy gaan my nie steek laat nie. Vader, ek vra vir u, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat beteken hierdie? Ek wil net vir jou nog hierdie wys. Wat beteken hierdie woordjie? Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Het hy regtig nie geweet nie? Het hy regtig nie geweet wie hierdie man is, met wie hulle te doen het nie? En Jesus se omwenteling op aarde, het hulle gesien hoeveel wonderwerke hy doen. Hy het gesien toe hy vir Lazarus uit die graf uit laat opstaan het, hulle het die onmoontlike gesien wat hierdie man gedoen het. Het hulle regtig nie geweet wat hulle doen nie? Kyk mooi wat ek vir jou wil wys. Vanweë sonde, hulle oë was verblind deur hulle sonde, kon hulle Jesus nie herken nie. Vanweë hulle oë verblind is met sonde. Jy sien vriende, wanneer daar sonde tussen my en Jesus is, terwyl daar 'n muur tussen my en God is, dan bid Jesus, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoor gou hierdie vers. Hebreërs 6 vers 6, hy praat met kinders van die Here. Die boek Hebreërs is geskryf en dan begin hy sê, en afvallig geword het
om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en tot skande maak. Solank ek met my sonde aangaan, solank sonde my verblind, is ek besig om Jesus opnuut te kruisig. En is ek besig om hom weer opnuut tot skande te maak. Ek het in my beginwoorde gevra, dink u dat hierdie gebed enigstens beantwoord is? Hierdie gebed van Jesus. Was hierdie gebed ooit beantwoord? Dit was 'n versoek wat hy gerig het. Vader, moenie dat hulle verlore gaan voordat hulle kans gaan kry, 'n geleentheid gaan kry. Jesus bid vir hierdie ding. Het hulle ooit daai geleentheid gekry? Kan ek vir jou gou wys? 2 maande nadat Jesus hierdie gebed gebid het. 2 maande. Binne 2 maande is hierdie gebed beantwoord. Hoe weet ek dit? Handelinge 2. Op Pinksterdag. Petrus daar staan en hy begin die evangelie van Jesus spreek. Toe sê Handelinge 2. En daardie woorde het hulle diep in hulle hart getref. Hulle tot die bewuswording, die bewussyn, daar was 'n bewuswording hier binne, daar sonde. Die Bybel sê hulle is diep in hulle hart getref. Ek sien hoe kom een daar na Petrus toe sê, Petrus, ek wil net vir jou sê, weet jy, ek voel so sleg, ek het die Here Jesus met 'n stok geslaan. Die ander is in die ry sê, weet jy, ek wil dit graag kom bely. Weet jy wat het ek gedoen? Ek het Jesus gespieg. Hannie staan in die ry sê, weet jy wat, ek wil dit kom bely voor God. Ek het sy seun, het ek uitgejou. Sien, dit is wat sonde doen, wanneer mense onder sonde tot 'n sonde besef kom, wanneer jy onder sonde oortuiging kom, jy begin jou sonde bely. Binne 2 maande het hulle die evangelie gehoor en het hulle tot God bekeer. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hier is 'n ander aspek wat jy net moet aandink. Om te dink dat gebed het nie grense nie. Jesus het daar gebid, en daardie gebed het verder uitgekring as net daar om Golgotha. En God het daai gebed verhoor. En weet jy, daai dag met Pinksterdag, het nie net hulle wat daar was tot bekering gekom, 3000 het op 1 dag oor God hulle gebed. En 3000 kom daai dag tot bekering. Dit is dan wonderlik hoe God werk nie. Die kruiswoorde van die Here Jesus. Kom ons bid saam. Here Jesus, woorde ontbreek wanneer ons dink dit wat op Golgotha daardie dag moes gebeur het. Ons probeer hierdie toneel inkleur. Maar Here, dankie dat U bereid was om in my plek en elkeen wat vanmôre hier sit in sy of haar plek daar te gaan hang. Dat ek op in U gedagtes was. Daai een lied sê hierdie woorde, I was on His mind. En was ek alleen daar, dan sou Jesus dit nog steeds gedoen het, want so lief, hoe lief? So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun hy die wêreld gestuur het, sodat elke een wat aan hom glo, wat dit sy eie maak, hierdie groot waarheid, hierdie geskiedkundige gebeurtenis, hulle hand van geloof uitsteek en sê, Here, ek kom vat dit, ek moet sê vir die dankie dat U dit vir my gedoen het, aan hulle gee U die ewige lewe. Baie, baie dankie daarvoor, Here. Ek wil bid terwyl ons uit mekaar uitgaan, dat U vir ons sal toedek onder die kosbare bloed, dat die Heilige Gees van God hierdie waarhede net nog al hoe meer vir ons 'n werklikheid sal maak. En my
hartsbegeerte is dat U verheerlik sal word. Dankie dat ek dit vir U kan vra. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen.